Jesus, groot bo almal, sterke verlosser, magtige Heer en Heiland, Immanuel, God is met ons, reddende Heere, lewende woord. Jy weet, as 'n ou praat oor die Heilige Gees, wil ek vir jou sê, die belangrikste ding is wat die woord oor hom sê. Kyk, die woord sê, julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. En dan sê hy, die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie. Hy sal julle leer en lei in die volle waarheid. Wie is dit? Die Heilige Gees. En dit wil ek vir jou sê, dit is die belangrikste ding, die leiding van die Heilige Gees. In Romeine 8 sê hy, hulle wat deur die Gees gelei word, hulle is kinders seuns van God. So, vir 'n Christen is dit ongelooflik belangrik om te sê, Heilige Gees, ek wil U vertrou, lei my. Hy weet wie is die regte vrou vir jou. My vrou het 1 jaar en 'n half geweet ek sou man. Hoe het sy dit geweet? Deur die Heilige Gees. Die Heilige Gees daar gewys, dis jou man. Hy het my een vakansie, April vakansie gewys, dis jou vrou. Ek het vir ander ouens sê, bid oor 'n saak. En hulle bid. En hulle vra vir die Vader. En die Heilige Gees wys hulle. En hy wys my. Jy sien, is wonderlik as ek nou terugdink aan alles. Ek sê Heilige Gees, lei my, wys my, waar moet ek gaan studeer? Wat moet ek gaan doen? Waar moet ek gaan skool gee? En dan werk hy in my. En dis in die eerste persoon. Jy voel, jy wil dit doen. En as jy dit doen, dan weet jy, dit was die Here. Dit was die Heilige Gees. Hy's so deel van jou. Jy weet, jy's een gees met hom. Een gees. Jy dink, as jy wat dit gedink het en dit gaan doen het, dan kyk jy terug en sê, maar dit was die Here. Hy het vir my gesê, en dis hoe baie ouens praat, hulle sê die Here het vir my gesê, maar hulle het nie 'n stem gehoor nie. Wel, meeste het nie. Die engel sê dit vir my nogal mooi, hy sê, they were unctioned to function. Hulle is geïnspireer om te doen. Hulle is geïnspireer. Soos nou, ek hoor nie 'n stem wat sê ek moet die Heilige Gees onderwerp behandel met julle nie. Maar ek wil dit doen. En nou kyk ek daarna en ek sê, dis die Heilige Gees. Hy werk dit in my om met jou nou te praat. En hy werk in jou, sodat jy nou sit en luister. As ek nou kyk na die leiding van die Heilige Gees, toe ek Malawi toe is, toe ek onderwys gaan studeer het, toe ek Harry Smit toe kom, die Heilige Gees het sulke pragtige planne vir jou. Die Heilige Gees wil jou leer en lei in die volle waarheid. Hy wil jou leer dat uitgawes, uitspanners, wat jy kan jou onderwerp aan daai spanners en dit werk in jou lewe. Woord van kennis, 'n woord van wysheid, gawe van genesing, gawe van onderskeiding van geeste, gawe van tale, gawe van profesie. Nou skram ons so weg van tale, want weet jy, dis die enigste een wat 1 Korintiërs 14 sê, jy kan besluit wanneer jy in 'n taal bid. Jy kan besluit. Ek het gesien met die ander gawes, ek weet nie of 'n ou kan self besluit nie, ek dink nie so nie. Ek kan nie besluit, ek gaan nou 'n woord van kennis hê vir hierdie ou nie. Maar bid in tale, kan ek nou besluit, ek kan nou bid in tale. Ek kan besluit, en dit kan my stig. Nou moenie die een gawe aftrek en die ander een opstoot nie. En dis wat mense baie keer doen, omdat die een gawe kan jy sien en jy beoefen dit nou, hier, nou. En die ander kan jy nie sien nie, en eers wanneer jy dit sien, dan besef jy. Maar wat wil ek vir jou sê? In 1 Korintiërs 14 sê hy,
Hy wat in 'n taal spreek, moet bid dat hy dit kan uitlê. Hallo julle. Ag, dis vir ons 'n wonderlike voorreg en 'n heerlike lekkerte om so met julle kontak te maak. As julle hou van wat julle sien, kan julle dit like en subscribe en dan kan ons meer stuur. Hy sê, want anders kan die mense om jou dit nie verstaan nie. Dit is so in 'n gemeente situasie. Maar dan sê Paulus, ek bid baie meer in taal as julle almal. Waar doen hy dit? In sy binnekamer, buite, in die veld. Hy sê, bid meer in taal as almal. Hy sê daar, deur die Heilige Gees nou, dis die Heilige Gees wat dit sê. Moenie verhinder dat daar in tale gebid word nie, gepraat word nie. Maar dan verduidelik hy hoe dit moet gebeur in die gemeente. En moenie op 'n trip gaan met dit nie. Hy sê tale wat uitgeleef word in 'n gemeente is net so goed soos profesie in 'n gemeente. Profesie verstaan almal, tale wat uitgeleef word, verstaan almal. Mooi. Hou dit so. Maar hy sê hy bid baie in tale. Baie. Nie in die teenwoordigheid van die mense daar nie, maar hy bid baie in tale. Hoekom? Want hy daai, en as ek sê tool, spanner, ek sê dit met groot respek. Jy moet weet hoe om 'n duiwel uit te dryf, dan dryf jy hom uit. Ja, toe ek die eerste keer duiwels uitdryf, toe dink ek, joh, dit is fantasties. Ek was amper soos die disippels, Here, hulle luister na my as ek met hulle praat. Toe sê Jesus vir sy disippels, moenie bly wees daaroor, maar wees bly dat julle name geskryf is in die boek van die lewe. Jy sien, die Heilige Gees bring altyd weer perspektief, dat jy nie oorhel na die ander kant toe nie. Ja, en toe ek begin in tale praat, toe is dit 'n paar woorde, en ek praat, en ek sê, ek sit daar by my bed, ek kniel, ek sê, Here, ek gaan nou sê wat U in my hart plaas om te sê. Al klink dit soos 'n gebrabbel, want dis hoe dit klink. En ek begin brabbel, en ek het nog nooit opgehou brabbel nie. As ek nou wil brabbel, kan ek. En dalk dink jy nou minder van my, of meer, maar dit maak nie saak nie. Ek wil hê jy moet besef, hierdie gawes is baie belangrik. En hulle vra vir 'n ou Christen, wat is die belangrikste gawe? Toe sê hy, luister mooi, hy sê, die een wat nodig is op daardie stadium. Dis die belangrikste een. Want dis die spanner wat jy nodig het. Op daardie oomblik het jy daai nommer 18 nodig, en 19 gaan nie werk nie, 18 gaan nie werk nie. Jy gaan daai een, nommer 17, jy moet hom hê. En dan is dit so maklik, man. Toe ek eerste keer begin besef, nou die Heilige Gees lei jou met hierdie goed, maar toe ek eerste keer besef, jy hoef nie op duiwels te skree nie. Jy kan maar net sê, jy kan maar net praat. Toe ek eerste keer in iemand se oor fluister en sê, in die naam van Jesus beveel ek jou, los haar. En daar gaan die gespannendheid weg en sy het vrede. Toe juig ek het nie eers geskree nie. Jy hoef nie, as jy autoriteit het, dan spreek jy in die naam van Jesus en die Heilige Gees kom en hy doen die werk deur sy homself, deur die engele. En hy kap hom, papa. Prys die Here. Kom ons bid saam. Vader, ons dankie vir elkeen wat luister na hierdie reeks, geluister het. Vader, dat hulle beter sal besef wie U is, wie die Heilige Gees is. Dankie dat jy hulle help in Jesus naam. Nou, laas keer het ek vir jou gesê Matteus 3 vers 11. Jy kan dit ook gaan lees in Markus 1 vers 8. Lukas, ek dink is 3 vers 16. En dan in Johannes 1 vers 33. Dat Jesus is die doper met die Heilige Gees. Vra hom, dat die Heilige Gees op jou kan kom.
Dan wil ek afsluit met vervulling met die Heilige Gees. Lees Efesiërs 5. Dan as jy in Handelinge 4 lees, dan sien jy ook, die plek is geskit en hulle is vervul met die Heilige Gees toe hulle gebid het. Gebed, sang, danksegging, gemeenskap van die heiliges, saam met heilige mense, om Jesus te aanbid, vervul jou met die Heilige Gees. Daarom moet jy nie dit versuiming ag, soos mense die gewoonte het nie. Maar kom saam met ander Christene. Moenie jou afsonder alleen nie, behalwe as die Heilige Gees vir jou sê, gaan nou in die woestyn in. Dan doen jy dit. As die Heilige Gees vir jou sê, doen net dit. Soos Reinhard Bonke gesê het, if the Holy Spirit told you to go, you better go. Ja, jy moet mooi loop, hè. Seën vir jou.